Welkom by Kleurigte, hier in jou eie koffiewinkel. My pragtige paradys, ons pragtige paradys. Jy en Tersia, twee skoonsusters, Ja. wie se kinders met mekaar getroud is, jou seun met haar dogter. En hier het julle saam die mooiste besigheid, voer julle ons Meyerton mense die lekkerste kos. Absoluut. Dankie Dit Philip. is regtig lekker om hier te wees vandag. Mis. Kyk, Janie, jy is vir my indrukwekkend. As iemand wat graag op 'n bank sit en lees en wat met groot dissipline oefen om 'n vrou te ontmoet soos jy wat verby die 70ste verjaarsdag is en fietswedrenne ry. Ek wil by jou weet, hoe het dit gebeur dat jy fietswedrenne begin ry? Maar voordat ons daarby gaan uitkom, vertel my 'n bietjie van die dogtertjie. Waar is jy gebore, groot geword? Watter tipe kinderjare het jy gehad? En wat het in sport met jou gebeur? Was jy toe al so aktiewe kind of nie? Philip, maar ek is in Gramstad, Oos-Kaap, in die Oos-Kaap gebore. Ons het, ja, ek het daar groot geword en in 1964 het ons nou Karedo toe verhuis, eintlik Sitsikama plaas toe. Maar ons het, ek het daar al begin aan atletiek deelneem. Eintlik liggaamsoefeninge, met die liggaamsoefeninge het ons hardloop begin te hardloop, jy weet, en juffrou het gesien, dan laat sy ons hardloop en dan raak ek my maatjies agter, dan staan ek en wag vir hulle, dan kyk ek nou, hoe kom hulle, het ek nou 'n fout gemaak, moet draf ons nou net, of het juffrou gevra ons moet voluit gaan, maar dit het net, ek het net daai gawe gekry, en wat ek verskriklik baie geniet. Ons het daar, my pa was baie streng, ek kon nie eintlik vreeslik aan atletiek byeenkomste bywoon nie, want hy was baie streng op sy dogter. Ons moes tot 6:30 het hy in die aande by die huis gekom. En dan moet ons sorg dat ons in die huis is. Hy mag nie weet dat ek gaan atletiek byeenkomste deelneem of gaan atletiek oefen of daai tipe van dinge nie. Ek het een Saterdag het ek kan ek maar sê die woord weggeslip om te gaan aan 'n byeenkoms deelneem. En maar my ma het my net jy laat gaan? Ja, my ma het my laat gaan en dan net gecover soos hulle woord. Skus vir daai Engelse woord wat inkom, maar gecover dat ek nou nie moet raas kry by my pa dat ek uit die huis uit is nie. Maar wat dit begin en toe in 1964 het hy opgehou werk en ons het 'n plaas in Sitsikama gekoop. En ons het Sitsikama toe getrek. Wat een groot seën was vir my, want toe moet ek koshuis toe gaan. Ek moet in die koshuis gaan bly en daar kon ek my nou elke dag gaan atletiek, netbal, alles wat lekker is gaan doen, jy weet. Ja, ons is Wittedrif toe met die skoolbus, het ons ou skoolbus is ons Wittedrif toe vir atletiek byeenkomste daai tipe van. Juffrou Hoognout, ons liggaamsoefeninge onderwyseres, het 4 van ons dogters raak gesien en besluit sy gaan ons nou afrig en P toeneem vir OP, om aan OP deel te neem. En dit was 'n groot belewenis. Dit was die skool se eerste spannetjie wat hulle P toegestuur het om aan OP deel te neem. Sy het so voluitjie gehad, wit voluitjie gehad. Ons het daai 137 km P toe gery met die voluitjie. Sy het self die akkommodasie bespreek, daaroor geslaap. Goeie weet, alles op haar onkoste het sy dit gedoen. En so dit begin. En latere jare het ek my man daar ontmoet en my 2 seuns is daar gebore. Na skool het ek begin met muurbal en pluimbal. Ek het eers muurbal gespeel, maar toe sien ek het bots met my man se pluimbal wat hy speel, want dan speel ek nou maandag en het donderdag aan muurbal en hy speel dinsdag en woensdag aan dit pluimbal. Toe tog ek besluit ek dan sien ons nooit mekaar nie, ek weet dit nou. Toe gee ek my muurbal op en ek speel saam met hom pluimbal. Maar dit was net so lekker, ons het toe nou daar ook
provinsiaal begin te speel, P toe gegaan vir wedstryde, pluimelwedstryde. Dit was heerlik. En toe word hy in 1990 Meyerton toe verplaas. Eintlik vereniging toe verplaas. En hier begin ons toe nou marathons, hardloop en ja. Ja. Jy is net hierdie sportvrou. Op 57-jarige ouderdom, toe gee my seun vir my 'n scuba kursus pakket vir Kersfees. Want ek was verskriklik lief vir swem, vir die see en daai tipe van ding. En ek sê nog vir hom, ek gaan dit nie kan doen nie. Hy sê maar jy gaan. Ja. Jy gaan. En daar begin ek met die kursus en daar weet jy, Philip, dit is 'n ander lewe wat oopmaak. As jy daar oor daai boot se rand val en hier in die watering gaan en hierdie boksvissies sien, hierdie swart boksvissies, geel vissies, maakie sakkie, manta rays. Dit is 'n lewenis. Woorde kan dit nie beskryf nie. Dit kan nie. Wat voel jy as jy daar in daai water is en met hierdie pragtige lewe om jou, oor jouself? Hoe beleef mens jouself in daai oomblikke? Weet jy, dit is so awesome, hierdie grootheid, hierdie mooi, dat jy begin te huil, jy wil voel, jy wil begin te huil. Jy vergeet partymal dat jy 'n regulator in jou mond het, jy moet asemhaal. Ja. So is hierdie belewenis, maar jy voel so vry. Jy voel vry en dit is, ja. En dan sê mens net dankie vir die voorreg, wat mens dit ook kan doen. Ja. As jy dit moet vergelyk met, hier is jy nou op jou fiets. Ja. Nou ons moet nou nog vir die mense vertel hoe dit gebeur het, dat jy fietswedren en op begin ry het, ons gaan nou daarby uitkom. Maar hier is jy nou op jou fiets, op die pad. Julle is nou met 'n 94.7 besig. Ja. Wat gaan in jou lyf en in jou gedagtes aan op daai pad? Een groot lekkerte. Jy maak kop skoon. Weet jy, dis al is die moeite werd. Jy maak kop skoon, daai kop skoon maak en daai vryheid wat jy beleef op daai fiets. Is vryheid, sê jy. Vryheid, ja. Want jy ry, jy sien hierdie mooi natuur. Gelukkig, ons het hier net buitekant Meyerton, het ons hier ook jy weet, daar's bokkies langs die pad. Daar is, hier vlieg 'n skoenlappertjie. Hier vlieg 'n voeltjie, jy weet, hier voor ons. Dit, nee. Maar om terug te kom na waar ek begin te fietsry is met COVID. Toe ons moes nou glad nie uitbeweeg nie en jy was vasgevang in jou erf, jou stukkie erf. En daar was 'n fiets, ek het 'n fiets gekry en ek begin te fietsry, 'n leerfietsry. Toe jy leerfietsry. Leerfietsry. So fiets was nie jou ding. Fiets was nie ek dink ons was miskien te arm om 'n fiets te kan koop. Ag, jy net tog. Wat ek klein was. Maar dit was nou nie die hoof. Ek het gehardloop. Ek het my atletiek geniet. Maar toe oefen ek al om die huis. Ons het so 'n groot sementblok so om die huis en al om die huis het ek begin te leer fietsry. En my eerste wedren was die 94.7 wat oor 98 km gestrek het en ek het dit gemaak. Ek het dit 'n goeie tyd gemaak. Ek was so trots op myself. Dat ek hierdie dit gedoen het. En dit is jy baie kompeterend, nie? Op hierdie stadium nie. Nee. Ag ek was, maar op hierdie stadium met my eerste Ride Joburg of 94.7 was ek kompeterend. Ek wou vir myself bewys. Ek kan dit doen. En ek het ook elke keer gekyk hoeveelste is ek in my ouderdomsgroep. Jy weet tuurlijk, dit gebeur maar. Maar in elk geval en ek het elke keer baie goed gedoen. Hoe reageer mense? Ek meen, dis nie elke mens op jou ouderdom wat hierdie goed doen nie. Hoe reageer mense daarop? Wat sê jou ouderdom mense vir jou? Sê hulle vir jou, jette vrou, jy gaan 'n been breek? Iewers iemand vir my gesê het, dis net dom mense wat dit doen. Daar's baie wat sê, hulle respekteer my daarvoor dat op my ouderdom wat ek dit doen. Maar soos ek sê, dit is
dis 'n gawe wat ek ontvang het. Ek kan nie ja, Maar ek neem aan jy sal nie daarsonder kan leef nie. nee. né? Ja. Nee. Ek gaan swaar kry as daar iets moet gebeur. Ja. Dat ek nie meer verder kan ry nie en so. Op hierdie stadium, op hierdie Oktobermaand, is ons besig met die Raad vir Boobies. Ja. Dit is nou vir kanker behandeling, wat hulle fondse insamel vir kankerbehandeling. Maar hulle is baie streng, ons moet registreer en hulle hou ons dop. Al ons kilometers moet ons deurgee. Ons moet hierdie maand 510 kilometer ry. Met ons in Oktober ry. So ons het daarom nou Raad Joburg wat oor 2 weke die 25ste opkom en dan hierdie naweek volgende Sondag ry ons die Meals on Wheels. Wat net so straf is, maar Raad Joburg, dit is 94.7 wat verander het na Ek het nie geweet nie. En hy is baie styl, hy's baie straf. Die een keer wat ek Raad Joburg gery het, toe sê die ouens van die Kaap, hy's baie strawwer as die Cape Argus. Is dit Ja, so? Janie, hoe voel jy oor ouderdom? Dink jy die sport wat jy doen maak dat jy anders na ouderdom kyk te kom? Absoluut, Ja. absoluut. Dink jy dit gaan dieper as net, "Jo, my lyf is nog sterk." Ja. Wat 'n impak voel jy het dit op jou menswees? Op hulle sê mos 'n gesonde liggaam, huiswees 'n gesonde gees. Ja. Ek voel goed. Ek voel goed en ek raak bevoeterd. As ek nie kan oefen nie, raak ek bevoeterd en dan sê ek sit my net op 'n fiets. As jy sien ek raak bevoeterd, sit my op 'n fiets. Dit is want net om daai goed voel weer terug te kry en daai tipe van jy verval baie vinnig in 'n groef. Jy weet so jy moet waak daarteen. Ek kyk as 'n besigheidsvrou, jy en Tersia is nou hier saam in besigheid en dis net so merkwaardig. En dit is moeilike tye vir besigheid in Suid-Afrika. Absoluut. Dink jy jou sport help met die bekommernis? Ja. Is dit? Jy sê dit so versigtig. Nee, dit doen. Jy weet, maar dit is maar 'n groot bekommernis, want dit is iets wat mens geniet. Die koffiewinkel is iets wat mens geniet, wat jy na uitsien met die mense te kommunikeer en die mense, jy weet, ek weet nie wat sal ek doen ook sonder die koffieshop, koffiewinkel doen, regtig. Ja, jy het regtig 'n vol lewe. Ja, maar dis Jy maak jou ure vol. Absoluut. Ek is nie een wat op 'n bank kan gaan sit en Nee. Is dit nie jou ding nie? Ek het 'n vriendin wat nou eendag vir my gesê het toe ons kuier nou, sy sal hierdie kyk en sy sal dit, ek gaan nou nie aanhaal. Maar ek en sy het so met onsself gespot, want kyk, ek gaan baie maklik op 'n bank sit en YouTube video's kyk. En ek en sy praat daaroor en sy sê vir my, Janie, wat sy is ook maar eintlik net 'n brein in 'n bottel. Sy sê sy kon net sowel in 'n bottel gewees het. Sy het nie 'n lyf nodig. Ja. Maar ek moet jou sê, as 'n mens darm oefen en net die bietjie wat ek oefen, kan ek sien maak al 'n verskil. So ek wil nie weet wat 'n ongelooflike impak moet dit op jou menswees wees. Absoluut. En die feit, Janie, dat jy nie, ek vra nou eintlik, moet ek die vraag vra is, jy kom nie by daai plek waar ouer mense kom waar hulle sê, maar my lyf kan nie meer nie. Daar bestaan nie vir jou so 'n ding soos kan nie. Nee. Jy werk verby dit. Dis baie mal wat dit gebeur, maar jy werk verby dit. Daai motivering. Jy weet jy gaan goed voel na hierdie oefening. Dit is seer, jy het 'n dag, 2, 3 dae later het jy baie seer, maar dit is 'n lekker seer. Want jy weet dit was jy het gewerk. Ek net om terug te kom na hierdie Raad vir Boobies. Daar's 'n man wat saam met ons is 4 wat hom ingeskryf het vir hom. En daar's 'n man wat met een been ry. Hy het sy been in 'n werksongeluk verloor. My tweede man is 78 jaar oud. Ek is 73.
En goed, dan staan daar 'n dametjie van 58 wat saam met ons ry. Ry Jimmy ook? Ja, nee, dis hy wat my aangesteek het om te ry. Hy het vir my 'n fiets opgebou en gesê kom, en daar het ons om die huis gery. Ek begin te leer om die huis ry. Hy's 78 en hy gaan saam met jou al hierdie goed ry. Hy ry alles. Wel. Hy's my motivering. Hy ry alles. Jene. Ek dink is ja. Wow. Ons het Wat doen dit vir 'n mens se verhouding dat jy die goed so saam doen? Ek dink dit is baie goed vir jou verhouding. Dit is iets wat jy kan doen. Dit is saam doen. Ons glo daaraan om dinge saam te doen. En dit bind mens. Daar is iets waaroor jy gesels. In die aand as jy by die huis kom, gesels jy daaroor of jy sien uit. Jy beplan nou vir hierdie ride boobies. Jy moet soveel ure ry. Ons moet vanmiddag gaan ry, want anders dan gaan ons agterraak. Jy weet daai tipe van dinge. Daar's iets wat jou Aan die gang hou. hou. En Ja. jou verhouding ook, want daar's iets waaroor jy kan gesels. Dis hy. Bind en net sterker maak. Dit word 'n doelwit binne in die verhouding. Absoluut. Ons gaan hierdie doen. Absoluut. Ja, ek kan absoluut. dink. Ja. Anders kom jy in die aand by die huis en jy Ja. praat oor Suid-Afrika en hoe moeilik dit gaan en hoe swaar dit gaan. Oh, Ag nee, wat dis- jy klim op die fiets en jy weet nie eens van. Ja, ons Soos klim jy op die fiets. ja. Ons klim op die fiets en ons ry. Ja. Ja. So, Jene. maar Wat doen dit geestelik vir jou? Kan jy sê dat as jy op 'n fiets is, dit amper soos een word met die met die hele heelal, asof jy jouself verloor in alles wat geskape is. Absoluut. Philip, weet jy voel of jy wil sing. Ek sing, Jo. maar dit so lekker is. Jy Wow. weet Ja, en jy ja. sien hierdie grootheid, hierdie velde hier om jou, hierdie mooi om jou. En jy weet daar is soveel parke wat mens kan jy moenie dink jy is stadgebonde nie. Daar is parke wat jy kan gaan inry. Hier is 'n Rietvlei wat jy by kan gery daar. Hulle maak vreeslik baie voorsiening vir mense om fiets te ry en daai tipe van. Dis nie nodig om sommer in 'n wedrenne te begin nie. Begin net. Ja. En jy gaan 'n ander mens voel. Jy gaan voel hoe verander jou geestelike lewe, jou menswees verander. Jette. Ek weet nie of ek hierdie vraag vra nie. Het mense al vir jou gesê jy's te oud hiervoor? Het jou kinders jou al gewaarsku en gesê, "Ma, as jy in die straat stikkend lê, gaan ons jou nie optel nie." Philip, nou vra jy, ons het nou verlede jaar, die vorige jaar, 2 jaar terug, toe ry ons hier in Prispellis. Dis 'n nou paadjie wat ons ry en daar ry 'n man voor my. En hy kyk om en toe hy omkyk, toe ry hy van die pad af en die grond is so ver van die teer. En hy val. Hy val voor my, hy skuif so voor my. Voor jou in. En ek swaai uit. En daar val ek ook. En daar, my arm seer. Ek voel net hoe prikkel. Hier gaan die prikkels hier deur my vingers en daai tipe van ding. En my arm seer. Ek kan nie eens my fiets stoot nie. Hier kom iemand. Weet jy, hulle is so behulpsaam. Hier kom hulle en hulle help die ou tannie se fiets stoot. Jy weet, tot by die. Nou moet ek stil bly. Ek mag nie vir my kinders sê nie. Want as ek vir my kinders sê, ek het geval met hierdie fiets, dan gaan hulle gaan daar probleme wees. En ek bly stil. Is Februarie maand wat ek geval het. En nou loop ek net met 'n band hier om die pyn af te bind. Want hy seer. En hier kom 'n dokter, hy kom gereeld hierso om te kom eet of sy teetjie. Hy het altyd gesê ons maak die lekkerste tee. So en toe sê hy vir my, Janie, jy beter laat kyk na daai arm van jou. En dit was seker so Junie, Julie en toe gaan ek dokter toe, hulle neem 'n sonaar, sien hulle my spiere is af. My skouerspiere is af. Toe moet ek nou hom laat heg. Maar dit was toe moes ek maar vir hulle sê. Hulle niks. Weet hulle, dis nou verby. Dit moet gebeur. Dit moet gebeur. Ja. Maar het jy dan nie gestop nie? Nee. Ja, want mense vir my as jy 'n kind as 'n pa, jy wat jou stop en as jy groot is, moet jy weer soos 'n kind luister vir jou kinders. Ek glo ek sou na hulle geluister het nie. Jy sou nie na hulle geluister. Jy dan nie eens na jou pa geluister. Ja, presies. Hoekom sê jy nou na die kind? Julle ma luister nie vir julle nie, hoor? Hoor hierso, jy het nou onlangs vir ons video's gewys
toe julle hier die bosse invaar met die 4x4 Ja. met die 4 trekvoertuie. Ja. Vertel my 'n bietjie van daai ervaring, want dis ook iets wat jou laat baie lewendig voel. Jessie man. Philip. ek het vir my 'n Jimny, ek het so 'n swart karretjie gehad en ag jene man. Nou sit ek laag en nou oral waar ek kyk, nou krap ek die voertuig hier en ek krap die voertuig daar en ek besluit toe nee wat. Ek ry hom nou in vir 'n Jimny. Hy sit hoor en dit is wat ek nou eintlik soek. Ja. Ek wil 'n 4x4 hê en my seun sê nee goed maar ons kom met ons 4-wiel voertuie en ons gaan Besluit toe, ons gaan by Besluit 'n bietjie ry. Nou is ons so 4 voertuie wat ry. En dis hierdie groot Prados en Hilux bakkies. Sê nie wat ek ry met die Jimny agter. Ja. Nou kom ons nou val die een vas. Nou met my seun loop uithelp. Hier kom die ander een. Almal terugry, weer vorentoe, almal val vas. Hier kom ons met die Jimny en hier gaan ons. Ja, die analis behoort nie maar hier langs aan hier gaan ons en ons kom by plekke deur waar alle die kon deur gaan, jy weet. Maar dit was ook 'n belewenis. Hoe laat dit jou voel? Steeds 'n belewenis. Ja. Ons is Wat ervaar jy daar in hierdie moeilike terrein? Daai adrenalien pomp. Is dit? Ja. Is dit die ding van ons kan dalk hierdie karretjie omgooi of ons gaan dalk hier vasval of is dit die krag van die motor of Ek omgewing? Ek dink nog ek is te dom om te dink ek gaan hom omgooi. Die lekkerte is te groot. Jy sê 'n belangrike ding. Ja. Jy sê 'n belangrike ding, Janie. Jy kom uit jou vrese uit. Ja. En uit daai goed uit, jy gaan in hulle noem dit 'n vloei. Ja. Wanneer jy iets doen wat jy verskriklik geniet, dan word jy een met die ervaring Ja. en dan kom jy in so vloei dat jy het nie geweet daar bestaan 'n moontlikheid dat ons kan 'n ongeluk maak. Ongelukkig, want ons het al robbe terreine, as ons in Mosambiek gaan duik het, ons in Mosambiek, maar toe het ek nie bestuur nie, my seun het dinge ons het in Punta gaan duik, ons het in Conyata baie gaan duik daar en toe ons Punta toe gaan, die eerste keer wat ek in Mosambiek kom, gaan ons gaan in Punta duik. Nou is dit teerpad Punta toe, daai tyd was dit nog net sand, jy ry deur die sand. En nou kom ons by die douane en grenspos en ek vra vir die kinders, vir my seun, waar is die grens? Hulle sê daar maar ek sien niks, daar's niks. Daar's 'n draadheining, maar daar's niks, daar's niks nie. Ek vra weer vir jou na, waar is die grens? Waar is die pad? Hulle sê daar maar. En hier kom ons gaan weet daai sand, dit is net sand. Daar's nie pad nie, dis sand. Jy val vas, jy spin daar uit, jy kom daar uit. Dan gaan staan iemand op 'n duin of my seun gaan staan op die duin, dan betaai hy hoe hulle moet ry, hoe ons moet ry om uit te want ek dink ons was 'n groep van 7 voertuie wat so agter mekaar gery. Dis wonderlik. En die motor val so skeef. Ja. Jy voel jy gaan rol, maar soos ek sê, dis net lekker. Dis een groot lekkerte. So jy word nie bang nie. Was jy ooit 'n bang kind? Het hierdie goed jou tawer gemaak of was jy altyd iemand wat baie braaf was, wat nie bang was nie? Ek glo nie kyk daar is ek is banger om met jou te gesels om fiets op onderhoude te voer as om 'n fiets te ry of te scuba duik. Jy meen hierdie storie maak jou baie banger as enige ding wat jy moet aandoen. Ja. Dis vir my oulik. Dis omdat ek nie een is dinge sê gee vir my sport, gee vir my fiets, gee vir my daai tipe van ding. Yes. Hardloop, atletiek. Gee vir my dit. Wow. Soos ek sê, dis my gawe wat ek Dis jou gawe. Dink jy daar's mense wat in hulle koppe dink omdat hulle nou 60, 70, 75, 78 Jimmy is. Ag, hulle moet nou maar met die pyne in die skete sit en mens word nou maar ouer en jy is nou maar moer. Ja.
Dink jy kan met oortuiging vir ouer mense sê staan op van daai bank af. Absoluut. Begin met 'n sport. Absoluut. Is dit? Absoluut. Absoluut. Dit is wat ons ondervind. As ons nooit hierdie sport gedoen het en hierdie oefening gekry het, nie, sou ons ook al op 'n bank gesit het en skete ontwikkel het. Ekskuus, maar dit is so. Dit is so. Ja. Maar jy glo iemand wat nooit, sê nou maar iemand is regtig van daai mense gewees wat nooit fisies aktief was nie. Ja. Wat sou jy vir so 'n persoon sê? Hoe begin jy? Stap. Ja. Begin met stap. Vinnig stap. Nie strol asseblief nie. Vinnig stap. Daai bloed moet deur jou arm, deur jou brein gaan. Yes. Na jou brein. Dit is baie belangrik ook. Jy weet dat daai bloed na jou brein toe. Want weet jy, ek het nou die dag 'n video gesien van 'n tannie, hulle sê sy's 82. Ja. Sy loop toe met haar staprampie. Ja. Loop sy so, maar dit sukkel. Ja. Die volgende wat hulle haar wys is maande later. Toe stap sy. Ja. Ja. En weet wat was dit? Haar seun het haar gym toe geneem en laat haar laat gewigte optel. As hy. Gewigte optel. Dis nou die dag getante in hier in die koffiewinkel wat ook met die raam geloop het en hulle praat toe haar bene is so swak en haar arms is so swak. Sy sê ek vra tannie, vat daai kry gewigte. Kry sommer net al is dit 'n baksteen en begin te oefen. Begin daai arms net sterker kry. Daai bene loop 'n bietjie in daai dinge. Bietjie ons ondervind dit so baie. Dan kom die mense hier by hierdie deur en dis nog jongerige mense op en wakker kom hulle hier by die deur en vertel hulle vir ons hulle gaan oor 2 weke of so gaan hulle ouer tuis toe. Hulle het nou 'n plek in die ouer tuis gekry, nou gaan hulle ouer tuis toe. Gee vir hulle 2 maande, 3 maande. Dan kom hulle op kop onderste bo, skouers wat hang weer by hierdie plekke. Al wat jy doen is jy sit en top oor jou siektes, oor jou en jy gesels, dis alwaaroor hulle gesels daar. En kyk ek het niks teen 'n ouer tuis nie, maar dit is ek kom net daarop neer as jy wil gaan sit en niks doen nie, dan gebeur dit met jou. Dan alles word pap. Alles word die gemoed word lam en alles word lam. Hier is nou 'n jong seun wat nie meer gewoond is aan oefening en swaar optel en daai tipe van dinge. Hy het nou die dag net iets getrek uit 'n tas uit 'n kas uit getrek. Hy skeer hy sy ook sy armspier. En dit wys net jou spiere raak. Hulle moet daai oefening kry. Hulle moet en die beendigtheid. Ja. Ek het gehoor want ek doen ons hy trapmasjien van ons. Ja. En ek doen weerstandsoefeninge. Ek het 'n tuisgym wat ek elke dag oefen. Toe sien ek Gary Player sê om beendigtheid te hê, moet jy hard die pad slaan met jou bene. En hy stamp sy bene so op 'n treadmill. Ek weet nie of jy dit al gesien het nie, daar's so 'n video waar hy op hierdie ouderdom van hom slat hy sy bene, stamp hy sy bene so. Toe begin ek pad toe draf. En ek dink daai tannie wat so die gewigte begin optel het, hulle sê haar beendigtheid het beter geword. En dis onder andere deel van hoekom sy nou makliker kan stap. Ja. Ek het ook hierdie osteoporose. Ja. En hulle het vir my gesê wat die meeste help is oefen. En ek gebruik nie meer daai pille vir osteoporose. Liewe land. Ek gebruik dit glad nie meer nie. Ek oefen, ek doen my oefeninge om my beendigtheid. En is jou beendigheid reg? Baie. Jy oefen jou gesond. Jy hou jouself. Absoluut, ja. Jy sal nooit ophou nie. Sal jy? Asseblief. Want om daai ervaring te kry. Vertel my hoe lyk jou drome? Droom jy partykeer van jou sport? Droom jy dat jy oorboord in die see gaan en duik en op 'n fiets is? Ek het baie gedroom van my hardlopery. Ek voel ek kan nie wegkom nie. My bene voel hier en ek kom nie weg nie. Ag nee. Dit het ek al baie gedroom. So die drome is nie lekker drome nie. Nee. Die werklikheid is beter. Ek het nou op hierdie stadium met ek bietjie afgeskaal van die duikery omdat dit baie tegnies is. Ek het nou verlede jaar Junie laaste geduik en ek kry baie min met die koffiewinkel kry ek baie min die geleentheid om te duik, jy weet. Maar my goed is nog alles daarso ek kan teruggaan as ek wil gaan duik, jy weet. Maar ek stel hom soos ek sê op die stadium. Nee, jy's vir my 'n voorbeeld wat
jonger as jy is. Ek is 10 jaar jonger as jy. Jy's vir my 'n voorbeeld. En jy inspireer my so. Dat ek sê nou vir jou, as ek jou so dop hou hoe jy tussen die tafel so draf en dan gaan ek dit nou sê, kyk Johansie, jy's die vrou met die mooiste bene in hierdie dorp. Dit is so. Ja, maar dit is omdat jy so, jy het pragtige bene, maar die feit is, mens sien in jou hele beweging dat jy 'n mens is wat nie gaan sit dit nie. Dis so belangrik. Dit is baie belangrik. Daarmee stem ek vir jou, my saam met jou. En ek koop julle koffiewinkel, gaan nog dekades hier staan, want dit is die hart van Meyerton. Julle liefde vir ons, wanneer julle die koffie aandra en die lekker ontbyte aandra, is die hart van hierdie dorp. Ja, dit is. Ek wil vir jou baie dankie sê, veral omdat jy nie 'n mens is wat lief is daarvoor om te praat en jouself uit te stal nie. Maar ek het gevoel, dis belangrik dat mense en my vriende wat ook jou ouderdom is, dat hulle hierdie boodskap kry en dat hulle inspireer word. So ek wil vir jou verskriklik dankie sê dat jy diep asem gehaal het en dit gedoen het. Sê vir hulle moet ons almal kom besoek en kom kyk hoe mooi is ons plek. En dan kan ons besluit waar gaan ons stap. Ja, ons stap van hier af. Ons ry van hier af Suikerbos. Suikerbos. Ja, presies. Baie dankie, Janie. Dankie Philip. Dankie. En mag jy nog jare en jare fiks wees. Baie dankie. Dankie jy. Hoor.